Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here erg dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy vir ons 'n goeie nag se rus gegee het en vir ons vanmôre veilig opgewek het, om dan 'n nuwe dag in sy naam tegemoet te gaan. Dis nou nie net 'n nuwe dag nie, dis ook 'n nuwe maand en ons is dankbaar dat die Here ons uitgespaar het en vir ons ook met soveel goedheid en genade en guns oorlaai. Ek wil u vanmôre groet met hierdie baie gepaste Psalm 100, wat sê, juig al wat leef jy voor die Here, dien God met blydskap, gee hom eer, kom nader voor sy aangesig en prys hom met 'n lofgedig. Gaan deur sy poorte in met lofsang in sy tempelhof. Kom in sy huis, o bondsvolk saam, verhef sy lof en prys sy naam. En dan vers 4, want goedertieren is die Heer, sy goedheid eindig nimmer meer. Sy trou en waarheid hou hul krag tot in die laaste nageslag. En ag vriende, die gebed van my hart is dat u en ek hierdie nuwe maand tegemoet sal gaan met 'n lofprysing in ons hart, met aanbidding, dat ons die Here sal dien met blydskap. Dis nie 'n swaarmoedigheid om die Here te dien nie. Ja, die lewe het baie uitdagings, daar's baie hartseer, daar's baie pyne wat ons ervaar en beleef. Maar vriende, wanneer ons oor rig na die Here, dan is daar blydskap in ons siele, dat hy ons in ons sonde en ellende kom raak sien het, ons uit genade kom red het, ons deelgenote gemaak het van sy hemelse heerlikheid en vir ons die belofte gegee het, kyk, ek kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. En daarom sien ons uit na hierdie heerlike en kosbare ontmoeting, waar ons die Here Jesus in sy heerlikheid sal sien soos hy is, om dan vir ewig saam met hom te wees, om hom te dien met blydskap, om hom te dien met eer en met aanbidding tot in alle ewigheid. Daarom is die gebed van my dat ons hierdie Psalm 100 naby ons hart sal hou, en dat ons die Here gereeld sal dien met blydskap, sodat ander ook na Christus getrek kan word. Nou, ons is vanmôre by Spreuke 16 vers 10 tot 13. Ons gaan vanmôre 'n bietjie praat oor die gedagte van eerbare leiers en eerbare leiers doen wat reg is. Nou vriende, as ons kyk na die leiers in die tyd van die volk Israel en die leiers wat die Here aangestel het, dan was die voorvereiste dat hierdie mense eerbaar moes wees. Hulle moes gedoen het wat reg was. En hoe het hulle geweet wat om te doen wat reg is? Vriende, die Here het dit vir hulle onderrig en geleer vanuit sy woord. So kom ons lees vanmôre die paar verse, ons gaan bietjie kruisverwysings doen, dan kyk ons bietjie wat die Here van eerbare leiers verwag, en wat in ons dag en tyd aan die gang is, en hoe ons ook kan bid vir ons leiers. Daar staan in vers 10, die beslissing is op die lippe van die koning, in die regspraak handel sy mond nie ontrou nie. Die regte weegtoestel en weegskaal kom van die Here. Al die weegstene in die sak is sy werk. Dit is 'n gruwel vir konings om goddeloosheid te doen, want deur geregtigheid word die troon bevestig. Die konings het behaan regverdige lippe, en hulle het hom lief wat regte dinge spreek. Nou vriende, die leiers in die tyd van Israel was leiers wat volgens die woord van God moes leef, moes handel, moes wandel en dan ook regspraak moes lewer, uitsprake moes lewer oor bepaalde sake en dan ook die volk begelei in wat reg is volgens die woord. Hoor gou wat sê Deuteronomium 17 vir ons, daar vanaf vers 18. En as hy die koning op die troon van sy koninkryk sit, moet hy vir hom 'n afskrif van hierdie wet in 'n boek skrywe. Hy die wat voor die Levitiese priesters lê, en dit moet by hom wees, en hy moet al die dae van sy lewe daarin lees, dat hy kan leer om die Here sy God te vrees, deur al die woorde van hierdie wet en te doen en hierdie insettinge te hou. Vers 20, sodat sy hart hom nie verhef oor sy broers nie, en hy van die gebod nie regs of links afwyk nie, dat hy die dae kan verleng in sy koninkryk, hy en sy seuns onder Israel. Jy sien wat kosbaar was van dit wat die Here vir Israel gegee het, en wat Salomo skryf hier in Spreuke, die 16de hoofstuk vers 10, daar staan die beslissing is op die lippe van die koning, in die regspraak handel sy mond nie ontrou nie. En dit is wanneer 'n koning eerbaar is. Dan handel 'n koning volgens dit wat God in sy woord opgeteken het. Hy's eerbaar in sy uitsprake, hy's eerbaar in sy beslissings, daar is nie omkoopgeskenke wat hy neem nie, daar is nie die reg wat hy verdraai om guns by ander te verkry nie, hy's eerbaar. En vriende, kom ons bid vir eerbare leiers. Ons beleef 'n tyd waar nie net die landsleiers nie, maar leiers oor die algemeen oneerbaar is. Ons weet, ons hoor, ons lees daarvan en ons is benoud in ons hart as ons dink aan ons leiers en hoe oneties hulle by tye kan optree. Daarom is die gebed van my hart dat u en ek ook sal bly by die Here, dat die Here weer leiers sal opwek wat lief is vir sy woord en wat uitsprake sal maak volgens sy woord en dan ook eerbaar sal wees in dit wat hulle doen. Vers 11 sê vir ons 'n regte weegtoestel en weegskaal kom van die Here, al die weegstene
in die sak is sy werk. Met ander woorde, wanneer dit kom by besigheid wat 'n mens doen, hierdie gewigte wat hulle gebruik het om sekere goed te weeg, as jy byvoorbeeld 'n sak koring bring, het hulle hierdie weegtoestel gebruik om te sien hoeveel kilogram dit is. En die Here sê hierdie stene, hierdie weegstene kom van die Here. Met ander woorde, as 'n kilogram weegsteen op 'n skaal gesit word, moet jy sorg dat dit 'n kilogram is. Waarom? Want God sê, hy het 'n behaag in eerbaarheid. Dieselfde wat hy met leiers het. 'n Leier moet eerbaar wees, as jy besigheid doen moet jy eerbaar wees, want dit kom van die Here. Eerbaarheid om reg te doen, kom van God, want God sê, daar is geen skaduwee van omkering in hom nie. Hy is 'n God wat geen duisternis in hom het nie. En daarom wil hy ook hê dat mense in eerlikheid en in eerbaarheid moet wandel. Die volgende vers, dis 'n gruwel vir die koning om goddeloosheid te doen, want deur geregtigheid word die troon bevestig. Jy sien, God stel leiers aan. Ek gee nie om wie die leier vandag is nie, en ek gee nie om in wat 'n goddelose land hy regeer nie. Elke leier word deur God aangestel. En die Bybel sê vir ons, omdat die Here leiers aanstel, haat God as leiers goddeloosheid doen. Daarom moet ons nie dink as ons 'n posisie het, kan ons maak wat ons wil, doen wat ons wil, sê wat ons wil, en ons gaan skotvry aan die ander kant uitkom nie. As jy 'n hoë posisie beklee, gaan jy groter rekenskap eendag gee. Dis wat God vir ons sê. Daarom wees 'n eerbare leier en doen wat reg is, want die Here sê dis 'n gruwel as 'n koning goddeloosheid doen. En wat is die effek daarvan? Die effek is daarvan is dat leiers word afgesit. Selfs wêreldlinge haat oneerbare leiers. Dink aan ons eie land, hoeveel leiers is al afgesit omdat hulle oneerbaar was. Hoeveel burgemeesters, hoeveel parlementslede is afgesit omdat hulle oneerbaar opgetree het. En ag vriende, in die hartseer tyd waar ons onsself in bevind, sien ons, daar is oneerbaarheid deur die bank. En die een is amper sterker as die ander een, en die een druk die ander uit. Maar luister, as jy 'n leier vanmôre is, of jy nou 'n staatsleier is, of jy nou 'n leier by die kerk is, of jy nou by jou huis as man leier is, as jy daardie een is wat leiding neem en leiding gee, sorg dat jy eerbaar is. Want die Bybel sê vir ons, dan sal jy ook die seën van die Here ervaar. Die laaste vers vanmôre, die koning het behaag in regverdige lippe, en hulle het hom lief wat regte dinge spreek. Wat vir my so interessant is, dat self goddelose mense soek eerlike mense wat vir hulle werk. Selfs oneerbare leiers soek eerbare mense onder hulle, wat hulle nie in die rug sal steek nie, wat hulle nie sal te nakom nie. En dis ongelukkig, vriende, die hartseer tendens van ons tyd. Mense wil nie self eerbaar wees nie, maar hulle wil altyd hê daar moet eerbare mense onder hulle wees. Kom ons as kinders van die Here neem leiding in hierdie saak. En as ons vanmôre in 'n posisie staan waar ons as leiers moet optree, kom ons doen dit volgens God se woord. Kom ons hou God se woord naby ons hart. Kom ons lees sy woord, kom ons bestudeer sy woord. Kom ons vra die Here dat sy Heilige Gees ons met wysheid sal bekragtig, sodat ons die woord bo alles sal stel. Dat ons sal optree ooreenkomstig die woord, dat ons nie regs of links sal afwyk nie, dat ons nie kompromie sal aangaan nie, dat ons nie met oneerbare en onetiese dinge besig sal raak, en so ons getuienis skade doen nie. Maar dat ons sal wees, soos die Bybel sê, 'n leier moet wees. Ons is nie konings vandag nie, ons het nie konings in ons land nie, maar ons het 'n staatspresident, en ons het leiers onder hom, en ons het leiers in kerke, in skole, in huise, en daarom, elke leier, eerbare leiers doen wat reg is. Hoe weet ons wat is reg? God se woord. God se woord is die standaard vir reg en verkeerd. En daarom is dit noodsaaklik om die Bybel te bestudeer, dit te lees. En ag vriende, as jy 'n leier is, mag die Here jou genade gee om so leiding te neem dat ander in jou voetspore kan volg en dan by Christus kan uitkom. Is dit nie wat die apostel Paulus sê in 1 Korintiërs 11 vers 1? Hy sê, wees julle dan my navolgers, soos ek dit van Christus is. Ek wens daar sal leiers weer opstaan, en ek bid daarvoor, dat daar leiers weer sal opstaan, en oor die nasionale, op die televisie sê, en oor die sosiale media, dit sal laat uitbasyn, volg my na, want ek volg Christus na. Dink net aan wat 'n seën dit vir ons land sal wees, wat 'n kosbare vrug ons sal pluk, van die redding van siele, en van verdraagsaamheid, en van liefde, en van ondersteuning onder mekaar. Mag die Here genade gee, want u sien, as die leier vrot is, as die leier boos is, as die leier met boosheid gevul is, ongelukkig sal die volk ook so wees. Daarom pleit ek by u, kom ons bid, kom ons vra die Here, dat die Here weer eerbare leiers sal opwek, en dat ons sal sê, Here, hier is ek, stuur my, gebruik my, tot eer van u naam. Vriende, groete vir u, mooi dag verder, Tara.